Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ek was vasgehou deur vrees en skuld. My oë moeg van vorentoe kyk. Ek het gehardloop, maar net in sirkels, tot in my naam leer sag kom sê. Jy roep my nader, nie met eise nie, met kom en sing, bly hier by my. En u teenwoordigheid begin iets breek. En ek leer weer wat het is om te leer. Lewe, ek laat los, die handbreek nou. My oë vas, oor Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree, die genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nie van binne af. Jesus, u is my begin en einde. En leer alleen leer ek regtig leer. U raak aan wat ander vir my het. U sien nie seer wat niemand sien. U kyk verby die wonde en maskers. U praat vergifnis diep binne. U liefde gaan dieper as genesing. U waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verloor, noem U my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los, die handbreek nou. My oë vas, op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree, U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nie van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U wanneer leer ek regtig leer. 'n Vader wat hardloop, adems oor, nie veroordeel nie, maar Lewe, U maak my hart weer nuut van binne af, Jesus. Jesus, U is my begin en my einde. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Mag jy vandag agter jou skerm of jou luidspreker opstaan en anders wees, omdat die Heilige Gees met jou gewoel het. Vandag begin ons nie met antwoorde nie, maar met 'n uitnodiging. Nie met 'n plan nie, maar met 'n stap. As jy vandag onseker is, moeg is of net eerlik genoeg is om te kan sê, ek weet nie altyd hoe om te leef nie, dan is hierdie boodskap spesiaal vir jou. Jesus se woorde is eenvoudig, kom en sien. So kom ons sit stil vir 'n oomblik.
Kom ons haal asem en kom ons sien wat lewe werklik beteken in God se teenwoordigheid. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat lig bring in donker tye en rus gee vir onrustige harte. Mag jy vandag God se woord en sy teenwoordigheid beleef in stilte, so in jou hart. Hoor sy uitnodiging. Kom en sien. Kom en sien wie hy is. Kom en sien waar begin ware lewe. Ek is so opgewonde oor hierdie reeks, lewe. Soms kom 'n mens mos op 'n plek in jou lewe waar jy net bewus word van dat daar meer is in die lewe as wat jy nou het. 'n Mens kom agter dat jy so gewoond geraak het aan die gewone dinge, dat jy die lewe amper so half afgesaag raak. 'n Mens weet dat die lewe het meer waarmee jy nou besig is. Eintlik weet 'n mens dat God vir jou meer in het as waarmee jy nou besig is. Daar is soveel beloftes van 'n vorder lewe, 'n lewe met passie, 'n lewe wat 'n mens elke oomblik van die dag energie gee. Wel, God wil vir ons so 'n lewe gee met 'n uitroepteken. Die vraag is hoe? Hoe gaan ons dan nou dit regkry om die lewe te leef wat God wil hê? Ons moet met oorgawe elke oomblik van die dag leef. Nou verlede week het ons weggespring daar by die platkar met die handremme wat ons moet losmaak. Die bagasie wat ons moet afpak, sodat ons los is om op volle vaart die wedloop van die lewe te kan hardloop. Nou ek hoop jy het so ergens in hierdie week wat verby is, so 'n bietjie gaan kyk na die dinge wat jou handrem vir jou optrek, en dat dit een vir een beginne afpak het. Ek hoop jou wiele kan nou vry loop. Ek hoop dat jy met vandag se boodskap die wiele kan beginne laat rol, op pad na 'n lewe soos God dit vir jou droom. Nou vandag staan ons by Jesus stil, waar hy sy eerste 2 disippels roep vir 'n voltydse diens saam met hom. Nou al wat Jesus gesê het is, kom en sien. So raak rustig. Laat die musiek jou op 'n manier wegvat van die omstandighede waarin jy nou is, en laat dit jou help om God se woord in vandag se woorde te hoor en jou help om te fokus. Onse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer hier om U woord kan vergader. Dankie dat ons weer kan hoor, hoe kan ons 'n lewe leef met 'n uitroepteken? Dankie Vader dat U vir ons U woord gegee het en waaruit ons nou kan lees. En waaruit ons kan leer hoe om U te volg, hoe om saam met U te leef. Vader, ek vra dat U die bedienaar van die woord in ons almal sy sonde sal vergewe. Amen.
volgende dag was Johannes weer op sy pos. 2 van sy volgelinge was saam met hom daar. Jesus stap toe daar verby. Johannes het hom gesien en gesê, kyk mooi, hy is die offerlam van God. Die 2 volgelinge van Johannes het hom dit oorsê en is agter Jesus aan. Jesus kyk toe om. Wie soek julle? Vra hy vir hulle. Rabbi, waar bly u? Vra hulle. Terloops, Rabbi beteken onderwyser. Kom saam en kom kyk, nooi Jesus hulle toe uit. So het dit gekom, dat hulle saam is om te gaan kyk waar hy bly. Dit was egter al laatmiddag, en die son het begin water trek, met die gevolg dat die 2 kuiergaste toe sommer die nag daaroor gebly het. By Johannes die doper was daar 2 ouens wat graag by hom gekuier het. Het was Andreas en nog 'n ou. Dalk was dit Johannes die ou wie geskryf het hier, wat self daar was, maar nie voor op die wa wil wees om te sê, maar ek was hier saam nie. En Johannes is eintlik baie bekend daarvoor, dat hy sy naam doelbewus weglaat. Nou, Jesus kom daar verbygestap, en sommer so, by the way, sê Johannes, daar gaan die Messias verby. Daar is die lam van God. En omdat Andreas hulle gereeld daar by Johannes gekuier het, het hulle presies geweet, na wie hy verwys. Hierdie aankondiging, dat die een wat geoffer gaan word, vir die mens se sondes, die een wat die hele mensdom se sondes las op hom gaan neem, was oorgenoeg vir hulle om 'n besluit te neem en agter hom aan te stap. Nou vir 'n wakker, soekende siel is dit die sterkste rede om Christus te volg. Net hy neem sondes weg. So Jesus het hulle opgemerk, al was hulle so eentjie agter hom. Jy sien, Jesus sien heel eers die beweging van mense se harte wat smag na hom raak. Jesus wag nie dat hulle met hom eers praat nie. En daarom dat hy heel belangstellend vir hulle vra, wat is dit wat julle opsoek is na? Is daar spesifiek iemand waarna julle soek? Nou ons moet mooi kyk na wat hier gebeur. Want dit vertel vir ons so baie van Jesus self. Hierdie was nie 'n teregwysing nie, maar 'n uitnodiging. Jesus wat aarde toe gekom het om ons te kom soek, het nog nooit iemand weggejaag wat na hom toe kom nie. Die vraag wat Jesus vra, nooi hulle nader. Begeer julle regtig om my te ontmoet? Wil julle regtig meer van my te weet te kom? Wil julle genuine in 'n intieme verhouding met my gaan? Nou ek wonder of hierdie 2 manne so 'n bietjie starstruck was, want hulle hoor nou al lankal wat Johannes voorspel van die lig en die redder van die wêreld wat op pad is. En hulle het so uitgesien om hom te ontmoet. En hier is hy nou. En hulle woorde is weg. En hulle vra sommer so terloops, Rabbi, nou waar bly u dan nou? Hulle het seker oor en oor hierdie ontmoeting gepicture. En die woorde hier in hulle kop gespeel, wat hulle gaan sê hierdie eerste oomblik. Maar hierdie oomblik is net te veel vir hulle, en hulle vergeet daai woorde, wat hulle so oor en oor geoefen het, en val sommer weg met so 'n algemene vraag oor waar hy nou woon. Maar eintlik vertel die vraag vir ons
meer as net 'n belangstelling oor waar hy woon. Hulle spreek hom aan as rabbi. Nou rabbi beteken leermeester. Nou in Jesus se tyd het die rabbies nie net hulle volgelinge daar in die klaskamer geleer nie, maar hulle het saam met hulle leermeester geleef. Die volgelinge het geleer om soos hulle rabbi te dink, soos hy te leef en op die ou end soos hom te word. Nou Jesus sien hulle harte raak. Hy sien seker ook hulle onbeholpenheid raak deur eintlik stotterend te vra, maar waar woon hy? Jesus se antwoord is opvallend eenvoudig. Hy sê net, kom en sien. Kom kyk. Jesus nooi hulle in sy wêreld in. Hy gee nie een of ander relaas en vra nog of hulle nou eintlik inpas hier in sy wêreld nie. Hy vra nie of hulle kwalifiseer. Jy weet, die papiere het om by hom te kuier nie. Luister mooi hier. Jesus het nie sekere standaarde as hy mense uitnooi nie. Jy hoef nie soos die Joneses te lyk nie. Kom net soos jy is. Jy is welkom. Jesus probeer nie om self bewys nie. Hy nooi hulle net in. Die begeerte wat mense het om by Jesus uit te kom, word nie eers getoets nie, maar net so aanvaar. Jesus sien hierdie twee mense wat soek, en hy maak eenvoudig vir hulle die deur oop en sê, kom in en sien. En dis presies hoe genade werk. Die mens soek en God kom nader en kom maak die deur oop. En Jesus kom sê soos 'n goeie rabbi, kom in my leefwêreld in, en ek sal julle wys deur my manier van die lewe loop hier op die aarde. Deur saam met my te wees, saam met my te lewe, tree vir tree, saam met my te stap, deur die lewe sal julle agterkom wat die wil van God ook vir julle lewe is. Dalk het die manne eintlik net vir Jesus gevra waar hulle hom kan kry, waar hy woon, om seker dalk op 'n latere stadium wat dit miskien meer geskik is vir hom om te gaan besoek. Maar Jesus se uitnodiging is dadelik, kom in, kom kyk hier by my. En nou is die tyd reg. En Paulus sluit aan hierby, hy sê daar in 2 Korintiërs, nou is die regte tyd, die tyd is nou reg vir redding. Nou God se roepstem werk altyd hier in die hede. Uitstel is die grootste vyand van gehoorsaamheid. Op hierdie wonderlike uitnodiging reageer die twee manne dadelik. En let op dat hulle het nie met 'n vol sak van geloof opgedaag nie. Hulle het nie veel meer geweet as wat Johannes vertel het, dat hy die verlosser is nie. Hierdie twee ouens weet. Hulle weet maar min. Hulle het heel waarskynlik nog 'n hoop vra. Hulle verstaan nie alles nie. En tog begin hulle by die deur instap. Nou dis waar geloof begin. Geloof begin nie by sekerheid nie. Inteendeel, dit begin met 'n reaksie. Dalk 'n hand opsteek, of opstaan, of 'n woord wat jy mompel hier ergens by ons monde uitkom. Jesus vra die twee manne nie vir klaargemaakte antwoorde nie, maar vir 'n oop hart en bereidwillige voete. Wanneer Jesus sê, kom in en kom kyk, dan sê hy, moenie net luister na woorde oor my nie, maar kom nader. Moenie wag vir 'n perfekte oomblik nie. Nou is 'n goeie tyd. Moenie wêreldse beloftes verwag nie. Volg in eenvoud en moenie alles probeer verstaan nie. En dis moeilik. Kom net eers in beweging. En nou gaan jy seker vir my sê, maar jy het al reeds op Jesus se kom en kyk reageer. Want jy kyk dan nou hier. Ja, jy's reg. Ek het ook al.
Dit was daar in 1974, het ek op Jesus se kom in en kom kyk gereageer. Maar wat ek so met die tye lank besef het, is dat tyd en besig wees en selfs vriende en familie en die werk en kinders en selfs drome en selfs sekere keuses, reg of verkeerd, hulle kom inwurm tussen my en God. Baie daarvan is onskuldig, it just happened. En ek sien dit eers wanneer ek op soek is na die uitroepteken agter die woord lewe. Ek lewe so halfmas, so halfspoed, so asof 'n governor op my lewe se motortjie is. Jy kan onthou nie, daar in die weermag was omtrent al die voertuie beperk tot 100 km/h. Jy kan maar daai pedaal kan jy plat trap, selfs al is dit bult af, daai lorry kap net 100 km maksimum. So het goeders in ons lewe ingekom, wat ons govern, om 'n goeie vol lewe in Christus te leef. Ons het al in die verlede keer gesien, en wat sulke goed is, en ons het dit daar gelos, daar by die platkar. Maar ons moet meer hunker na Jesus. Ons moet weer smag na 'n intieme verhouding met God. Ons moet met alles hier in ons begeer, soos hierdie twee manne, om in 'n dinamiese verhouding met die Heilige Gees wat hier binne ons is, saam te lewe. En hierdie twee manne staan met so 'n hinkering op hierdie God en Jesus en die Gees, wat hulle weer met saam 'n lewe leef. Ons moet, soos Dawid in Psalm 27, moet ons ook hinker. Hy sê, daar is een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele lewe najaag. Dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Dawid het net een begeerte, en dit is om ten alle tye in God se teenwoordigheid te wees. In 'n wêreld waar mense se harte verdeeld is, en na verkeerde dinge smag, moet ons hierdie een groot dors hê. En dit is om weer intiem met Jesus te wees. Om gevorm te word, om gelei te word, om gevoed te word deur Jesus se lewende water. Om weer 'n lewe te leef met 'n uitroepteken. Moet ons smag soos Dawid smag. Maar ons moet ook beweeg. Ons moet hand opsteek en iets doen. Ons moet ons monde oopmaak en mompel. Nie eintlik onbeholpe skree, Here, Rabbi, leermeester, ek wil kom kuier. Nee, ek wil saam met u lewe, dag vir dag saam met u stap. Ek wil u leefstyl mimiek. Ek wil leef soos u leef. Ek wil doen soos u doen. Soos u die wil van die Vader geleef het, so wil ek ook. Ek wil 'n verskil gaan maak, soos u oral gemaak het. Maar op my eie sien ek nie kans nie. Ek wil saam met Dawid roep, en ek lees weer, daar is een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele lewe najaag, dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Ek wil jou uitnooi om weer te hercommit, om weer soos Andreas en sy maat in beweging te kom, hand op te steek en saam met Dawid smag om God en Jesus se heerlikheid in jou lewe te ervaar. Daar is een groot wens in my hart, dat ek my hele lewe lank by u, Here, mag wees. By u, Here, mag
wonderlike nabyheid. Wil ek dag en nacht beleef, dag en nacht beleef, dag en nacht beleef. Ek wil ervaar hoe goed God vir my is. Ek wil ervaar hoe goed God vir my is. En Jesus kom sê, kom in, kom sien. Jesus sê nie, okay, daar is 'n mooi gedagte nie. Soos 'n rabbi van ouds, nooi Jesus jou saam met hom om die lewe te leef. Sodat jy kan leer wat dit regtig beteken om te lewe met 'n uitroepteken, as ware kind van God. Jy sien, as Jesus jou leermeester is, dan skuif die dinge van die wêreld weg. Dit skuif in die agtergrond. Dan is die dinge van Jesus en die manier wat hy leef die rigtinggewer. Dan stap hy voor en jy stap agterna. Dan doen jy soos hy doen. As ek soos Dawid my diepe wens voor God uitspreek, om by hom te wees, sy nabyheid te beleef en sy goedheid te sien, sal Jesus antwoord. Kom en kyk en kom sien. Dan beteken dit dat my verlange nie net gehoor word nie, maar ook geleef word. Jesus sê daarmee saam, nabyheid aan God is nie net 'n gebed of 'n gevoel nie, maar 'n pad wat jy stap. 'n verhouding wat groei deur saamwees, tyd, gehoorsaamheid en aandag. Wat begin as 'n hartwens, word in werklikheid wanneer ek en jy beweeg. Dan waar ons agter Jesus aanstap. Vandag beteken kom en sien dat jy doelbewus kies om nie verby God te jaag nie. Iewers in jou dag stil te raak, te stop en te erken, Here, U is hier. Dalk lees jy 'n vers en bid jy 'n sin. Jy doen een ding stadiger as gewoonlik. Met aandag, bewus dat God by jou is. Dalk reageer jy die keer sagter. Jy's nie so vinnig nie. Jy vertrou vir God in elke klein situasie. Dis nie 'n groot geestelike oomblik nie. Dis 'n klein treukie van nabyheid saam met God. Dis hoe kom en sien. Kom in vandag vlees en bloed word. Langs die pad wys Johannes stil, daar gaan die lam wat sonde dra. Twee harte volg hom onseker aan, met vrae wat nog geen woorde kry. Jesus draai om en vra, wat soek julle diep binne-in? Here, waar bly U? Fluister hulp. En hy nooi hulle nader in. Kom en sien, kom net soos jy is. Geen maskers, geen bewyse nodig nie. Kom en sien, nou is die tyd. Oop deur, 'n stem wat sag sê, kom in. Ek het begin maar iewers langs die pad, dinge tussen ons ingeskuif. Ek leef afspoed, my hart verlang na meer as net 'n naam en tradisie. Soos Dawid roep ek uit my siel, een wens Here net een alleen. Om by U te wees, dag en nag. Om U goedheid weer te sien.
sien. Kom leef saam met my, leer my ritme, my manier van wees. Kom en sien, nou is die tyd. 'n lewe met 'n uitroepteken begin hier. Here, leermeester, ek wil saam met U stap. Jesus sê vandag nog steeds, kom en sien.